Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende randbesprekings en ons gesels plaaslik en internasionale nuus saam met Gert van der Westhuizen vanoggend. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre meneer Breitenberg. Meneer Van. Daar sien ons is lekker amptelik. Ja, Maar ja. ek is eintlik vandag baie sad want die protes alweer. Haai Gert, sê ek Weet jy- weet Gert, dit is hartseer, Is dit nie maar moeite werd om nog na hulle te kyk? Gert, jy kan nie dit sê nie. Want mens kyk en dan het jy die hoop en dan kyk jy ure en dan is dit nou. Gert, een of ander tyd gaan hulle deurkom vir Ja, ons. Gert, is dit nie maar hoe cricket is nie? Ja, maar hoekom verloor ons altyd? Want ek gaan nie sê nie. Gert, ons was darm in die semifinale gewees. So kom ons dink so. Niemand onthou die verloorders nie, Jennifer. Haai Gert. Ja, okay. dis wat hulle sê nie. Maar David Miller se 100-tal was dan nie moeite werd om te David aanskou. Miller was Net ongelooflik jammer die geweest. ander mense het nie soos hy gekolf nie, maar nou ja. Gert, ek's jammer man, hulle stel jou teleur volgende. Ja. Maar Gert, ek dink baie mense is ook teleurgesteld in die Pala saak. Ja, die Pala saak, dis omtrent so erg soos die Proteas, maar die Pala saak hang maar soos die spreekwoordelike albatros om die president se nek en dit gaan nie weggaan nie. Nou die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat se verslag daaroor is nou hoogs geheim gemerk, so niemand mag dit sien nie, behalwe die polisie seker of die polisie se groot baas. Wag 'n bietjie. Hierdie is 'n saak deur die polisie, nê? Nee? Deur die polisie, ja. Deur die polisie wat en niemand mag daarvan weet nie. Ja, want kyk daar was ons destyds baie sprake dat die regering of die president die polisie misbruik het vir hulle eie doeleindes. Om te kyk dat daar nou niks gebeur nie of dat sekere mense gevang word of whatever ook al. So ons sal graag wil sien wat daarin staan. Ja. Jy weet want dit is 'n aanklag teen die polisie al van as jy's die polisie word jy's nie baie goed vertrou nie. Sê so met Koeno die minister van polisie ontken nou dat hy die president beskerm, maar die ander partye in die parlement wil niks daarvan weet nie. Veral EFF en MK is baie ontstel daaroor. Hulle sê dit is ongehoord, dit kan nie so wees nie. Die president word beskerm, hy's deur die Reservebank beskerm, hy's deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens beskerm en hierdie ding sal net nooit weggaan nie. Dit sal net nooit weggaan nie. Ek meen Ramaphosa sal al afgetree die dag, dan sal dit nog steeds daar wees. Jy weet dit gaan nou maar oor die dollars wat daar in die matras was wat nie verklaar is nie in die bank of in die bank waar matras Ja, in die bank. oral in die meubels weggesteek was. Jy weet en hulle praat van toesmeedery en manipulasie en al die tipe van goeders en mense wil graag weet wat daar aangaan. Jy weet en die president doen homself graag voor as hierdie vegter teen korrupsie. Na Zuma kry jy die vegter teen korrupsie, maar nou hang die Pala ding die hele tyd om sy nek. Gert, ek kan nie verstaan hoekom dit hoogs geheim gehou moet word nie. Ja. Dit is nie vir, jy weet, ek sou verstaan dit as dit te doen gehad het met die land se sekuriteit en dan kan mens dit verstaan, maar Ja. hierdie het absoluut niks te doen met land se sekuriteit nie. Sover ons weet het dit nie, maar daar was baie sprake dat daar samewerking was met Namibië wat ook nie reg was nie, jy weet, dat ook geskied het soos dit nie moet geskied nie, jy weet. Ja, ek weet nie wanneer sal dit weggaan. Jy weet ons maak al 'n grap as ons daar by die presidensiële gastehuis wag op mense om perskonferensie te hou dan soek ons gou eers die bank om te kyk of daar nie 'n verlore dollartjie of 2 is nie. Ietsie tussen die kussings in geval het nie. Dis eintlik aan die een kant hartseer dat dit so moet wees nie. Maar hierdie ding sit nou al 3 jaar met die president en dit gaan eenvoudig net nooit weggaan. Ja. Dit gaan nie weggaan nie en ek Veral dink as hulle jammer Jennifer, ek val jy nou in die rede, maar veral as hulle dit nou toesmeer, dan wonder jy Ja. altyd maar iets moet hoekom kan ons dit nie sien daar moet iets verkeerd wees. Maar Gert, dis ook nou nie die enigste saak wat toegesmeer word wat ons nooit eintlik 'n einde van hoor nie, as ons eerlik is. Maar ek dink ook ons gaan iets hoor totdat verstaan hy wat 2 jaar oor, jy weet, dalk 3 jaar oor en verstaan Ja, miskien oor 30 jaar besluit, ag kom ons stel nou maar die ou dokumentjie vry, jy weet. Ja, En presies. dan almal al vergeet van Pala teen daai tyd. Gert, dan die DA besoek ook die FSA. Ek het gewonder jy's moet ons nie ook maar 'n ou afvaardigingkie stuur nie, ons 3 dan gaan ons ook. Gert, ek's daar. As Kom ons net doen iemand dit. kry om ons te borg nie. Ek gaan saam. Ja, stuur Ja. ons 'n e-pos na info@grootfm.co.za as jy ons wil borg. Om Amerika toe te gaan. Dis nie so, hulle kan selfs 'n paar vrae ook stuur wat ons vir die mense kan vra. Assai. Ons is baie gemaklik. Maar die DA was ook net daar en hulle het nou gesê hulle is die tweede grootste party in die land en hulle is nou die seker die tweede grootste vernoot in die regering van Nasionale Eenheid. Hulle het nou 'n goeie reg om daar te gaan praat en vir die Amerikaners te vertel hoe dinge gaan. En dis nou die regse afvaardiging is nou klaar daar en maar die DA sê hulle het hulle nie raakgeloop nie. Dit was Emma Powell, hulle woordvoerder oor buitelandse sake wat gegaan het en Andrew Whitfield, hy was altyd die woordvoerder oor polisie. Ek weet nie wat doen hy deesdae nie. Want Ian Cameron is mos nou die woordvoerder oor polisie.
Maar nou ja, hulle hulle het gesê as trotse Suid-Afrikaners sal hulle na die belange van alle burgers vooropstel en hulle het nou vir die regering gaan vertel hulle is teen rassewetgewing en dat hulle die hof genader het oor die onteieningswet en so aan. So ek weet nie of dit eintlik sal help nie, maar hulle is nou baie bekommerd oor die verhouding tussen ons en die VSA wat nie is wat dit moet wees nie. Hulle sê daai vertroue moet herstel word, dit moet herbou word. Al wat vir my nou nog vreemd is dat die regering self nog nie gegaan het. Die president het nog nie sy verteenwoordigers eers aangewys wat hy wil stuur. Hy het nie. Sy afvaardiging. Jy weet mense hoor so baie stories, mense hoor daar gaan 'n sakeafvaardiging wat dalk 'n goeie ding is want dis tog waaroor dit gaan en die president van Amerika dink net aan die ekonomie en aan niks anders nie. So dit sal ook nie 'n slegte idee wees nie. Maar mense sou nou gehoop het die regering gaan anders. Hoe kan 'n politieke party, oppositie wat eintlik 'n oppositieparty is en 'n klomp ander groepe wat eintlik teen die regering is, hoe kan hulle namens Suid-Afrika diplomatie voer en die regering sit net agteroor en doen niks? Doen niks. Gert, gaan die DA ook aangekla word van verraad of of is dit omdat hulle as 'n amptelike politieke party hulle het die waarheid gepraat, maar ek dink die aanklagte van verraad is totaal en al belaglik natuurlik. Ek dink geen hof sal dit kan bewys nie. Jy kan tog mos nou nie, dis heeltemal hoogverraad is iets heeltemal anders. Jy weet, dis nou maar die EFF en MK wat ook nou hulle oomblik in die son wil hê. Ek dink net die mense moet die polisie se tyd daarmee word. Ek stem ook nie saam met wat die regses doen nie en hoe hulle dit doen nie, maar dis nie naby aan hoogverraad nie. Ja. Jy weet, so dit is nou net weer een van daai belaglike goed waarmee die polisie tyd gaan mors, soos wat Zuma die howe se tyd die hele tyd mors. Jy weet, en ek dink nie ons kan dit bekostig nie, want ons kom nou juist by die polisie uit, want ons het baie probleme in Suid-Afrika wat ons eerder wil oplos. Misdaadprobleme. Baie misdaadprobleme as jy kyk na die misdaadstatistiek en juist nou 'n moord en roof eenheid wat dalk terugkom. Ja, baie mense sal vra hoekom is dit ooit weggevat? Jy weet, een Cameron wat baie goed is met die polisie sake, hy sê altyd dit help nie, jy stel meer en meer polisiemanne aan, jy moet kundigheid hê. Ja. En jy het altyd daai kundigheid gehad in die moord en roof eenheid. Jy weet, hier in Pretoria in my vroeë dae as 'n joernalis het ek baie met die moord en roof eenheid te doen gekry. Daar was legendariese polisiemanne soos kolonel Suiker Brits en kaptein Hendrik Viljoen en kaptein Boet de Bruin, jy weet, hulle het goed op onkonvensionele maniere gedoen. Partykeer maar hulle het dit altyd moordsake opgelos en roofsake opgelos en want hulle kon daarop konsentreer. Jy weet, hulle het ook te veel werk gehad, soos alle ander polisiebeamptes, maar dis ten minste 'n begin. Jy weet, nou sal mense ook vra, jy weet, maar moord en roof, okay, dis nou goed en wel, maar dit kom na die tyd. Wat doen jy om voor die tyd om misdaad te keer? Maar ek sien die minister het nou gister baie gepraat oor misdaadintelligensie. Dis verskriklik belangrik dat ons misdaadintelligensie weer opskerp. Jy weet, in die Zuma era is dit heeltemal ondergrawe, doelbewus. Doelbewus ondergrawe sodat die polisie nie sake kon ondersoek wat hulle moes ondersoek nie. Maar ons het dan in die laaste tyd weer 'n paar kere gekry met gepoogde transito rooftogte, jy weet, waar vooraf inligting deur die polisie ingewin is en hulle kon die mense inwag. Jy weet, dit hang ook baie van die gemeenskappe af self om hierdie mense by die polisie te gaan, nie verklaar nie, maar ek wil om vir die polisie inligting te gee. Ja. Jy weet, ek dink gemeenskappe self moet ook baie meer proaktief wees en ek dink die polisie ook en ek hoop tog ons misdaad inligting kan weer kom waar dit was. Ja, en dit klink ook vir my daarom of daar beweging is in die polisie en of mense 'n verskil wil maak wat belangrik is, want ek dink ons is by daar baie goeie mense in die polisie mag. Mense moet altyd ons polisiediens noem ons dit mos nou deesdae. Jy weet, mense kyk altyd na die vrot appels en sê, "O, maar kyk nou hoe die polisie en niemand vertrou die polisie nie, die polisie is korrup," maar daar's altyd goeie mense wat hulle werk doen. Jy weet, baie mense offer hulle lewens op daarvoor. En as mense daai mense in posisie sit wil 'n meer effektiewe bydrae kan lewer. Ja, en meer beskerming ook kan kry. Ja, meer beskerming kan kry. Gert, Groenland sê hulle is nie te koop nie. Ja, Jennifer, voor ons begin, ek neem nog voor om eendag 'n Trumplose dag te beleef hier by julle. Dit is net moeilik want die man gaan baie kwaai aan in die oomblik en hy sê dis nog net die begin. So hy gaan nog vir die volgende 4 jaar. Ek hoop ek kan voor ek aftree 'n Trumplose dag hê. Miskien moet ons maar oor ander goedjies praat soos sokker en Gert, ons doen dit. Maar julle doen dit op Vrydag en movies doen julle op Donderdag. So ja, maar dan praat ons maar oor Trump. Gert, dag jouself uit. Die volgende keer as ons jou sien. Ek gaan hard probeer, Jennifer, maar ek kan niks waarborg nie. Maar Groenland se premier wat Peer moet uitspreek sy naam, hy het gesê hy gaan nie, sy land is nie te koop. En hy gaan ook nie deur Amerika ingeneem word nie, want Trump het nou gister weer gesê, ag nee, Groenland, ons gaan nog Groenland kry, jy weet. En ek dink hy soek daarna minerale en goedertjies daar in Groenland wat hy graag wil hê. Maar Groenland is nou baie omgekrap daaroor. Nou was 'n Deense parlementslid het ook al gesê, meneer Trump, ek gaan nou vir jou sê wat jy moet doen met Groenland en ek gaan dit vir jou sê in taal wat jy verstaan, toe sê hy F jou. In die parlement, jy weet, die ou het nou nie so ver gegaan nie, maar hy het gesê Groenland is nie te koop nie en dit is ook nie in te val nie. Ja.
Maar nou ja, dis 'n klein landjie, so as Amerika dit regtig wil inval en NAVO doen niks, dan gaan hulle dit seker maar regkry, maar Trump hou daarvan om mense te boelie soos hy nou vir Zelensky geboelie het. Maar terwyl mense nou by Groenland is, het hy gister ook of eergister gesê in sy toespraak, het hy gepraat oor Lesotho. Toe sê hy Lesotho is 'n land waarvan niemand weet nie. Hoekom moet daar geld na Lesotho toe gaan? Toe die BBC sien ek nou so 'n stukkie daar opgesit 9 dinge oor Lesotho wat jy moet weet. Jy weet soos byvoorbeeld dat dit omring word deur Suid-Afrika, dat dit die enigste onafhanklike soewereine land in die wêreld is wat bo 1000 meter bo seespieël is, die hele land. Dan laat dit 'n baie hoë HIV vigskoers het en laat dit die land is met die hoogste selfmoordsyfer in die wêreld, wat ek nooit geweet het nie. En dan laat daar baie jeans gemaak word, selfs Levi's in Lesotho en dan Amerika toe gestuur word waar dit verkoop word. Nee. En Lesotho is besig om baie klere te vervaardig volgens die AGOA ooreenkoms wat Amerika toe gaan. So, ek weet nie of Trump jeans dra nie, maar as hy dra, dan gaan hy dalk 'n Lesotho jean dra. Ek het dit nie geweet nie. Daar het ek ook geklop dit vir Ek het daarom geweet waar Lesotho is en hoe dit lyk in Lesotho en dat Lesotho 'n land is met 'n baie trotse geskiedenis ook, nê, van teen onderdrukking beklei en al die tipe goedjies en dat hulle ons al pak gegee het op die slagveld, het hulle nie dink ek. Moshesh was die koning, wat die enigste koning wat nooit 'n oorlog verloor het. Hy het veldslag verloor. Ja, maar onthou laat in die 90 het ons ook mos Lesotho ingeval tot ons groot. Toe het ons ook so 'n bietjie verloor. Ja, dit is ook so 'n bietjie verloor. Ja, so ons ken Lesotho goed, ja. Ja. Harte dan die FSA sê hulle deel nie meer inligting met Oekraïne nie. Ja, een van die mense wat ek die jammerste kry is Volodymyr Zelensky, die president van Oekraïne, en ek kry die mense van Oekraïne baie jammer. Amerika het nou sy wapens gestop en hy het gesê hy deel ook nou nie intelligensie met Oekraïne nie. Jy weet, so hulle is nou voluit aan Rusland se kant. Ek weet, hulle kla nou die Trump-administrasie omdat ons vriende is met Iran. Hier kry jy Rusland, hulle is vriende met Iran. Hulle gebruik Iran se hommeltuie in die oorlog teen Oekraïne en hulle is ook vriende met Noord-Korea wie se soldaat hulle in Oekraïne gebruik. Maar dit wys jy maar net op die skynheiligheid van internasionale politiek. Maar wat vir my baie erg is dat Trump nou uit en uit aan Vladimir Putin se kant is. Die probleem net met Oekraïne, hy wil graag waarborge hê vir vrede wat 'n mens kan verstaan, want Rusland het die vorige vredesooreenkomste eenvoudig net geminag. Nou kan 'n mens nie die man blameer as hy waarborge soek nie, maar nou is Putin is nou op 'n rol met Trump se steun. So hy is nie van plan om waarborge te gee nie. So hier kry jy weer 'n catch-22 situasie, jy weet, want die enigste manier, iemand het nou weer die naweek gesê, jy kan net vrede bewerkstellig as daar toegewings is. Toegewings moet van albei kante afkom, soos dit by ons gebeur het in die vroeë jare 90. Albei kante het toegewings gemaak. En ek weet nie of Putin toegewings gemaak het nie, en ek weet ook nie of Trump toegewings gemaak het nie, so ons sal maar moet sien wat gebeur. Weer die volgende ding wat in die versuur gaan wees is natuurlik NAVO ook, maar ek het gister ook 'n baie interessante artikel in die Nuwe Economist gelees wat sê Amerika kan nie net al daai goed opskort nie, want hy het ook Europa nodig, hy het ook Kanada nodig. In Europa het hy Duitsland se vliegvelde nodig en in Kanada se opsporingsstelsels so goed wat hy ook nodig het byvoorbeeld. So mense sal maar sien hoe hierdie ding uitspeel. Ja, ek het gesien, ekskuus Gerdie, die Europese leiers, spesifiek Emmanuel Macron, het gesê daar kan nie 'n vrede wees in Oekraïne as jy weet die Oekraïne nie deel is van daai vredesgesprek nie. Ja, die Oekraïne moet eenvoudig deel wees van 'n vredesgesprek. Jy weet kyk, ons Suid-Afrika se eie rekord met die Oekraïne en Rusland is ook nou nie baie goed nie, maar president Cyril Ramaphosa het op by meer as een geleentheid gesê wat van die kinders wat uit Oekraïne deur die Russe ontvoer is. Trump het dit nog nie een keer genoem nie en dit nie is 'n oorlogsmisdaad. Dit staan in die boeke opgeteken as 'n oorlogsmisdaad en 'n teken van volksmoord. Jy kan nie een land se kinders gedwonge verskuif na 'n ander land toe nie. Want dit is nie reg nie, maar niemand dink daaraan nie. Wat gaan van daai kinders word? Waar is daai kinders? Wat gebeur met hulle? Hartseer. Dan China is reg vir enige oorlog met die VS. Ja, China is nou baie moeilik oor hierdie handelstariewe wat ingestel word en hy het nou gister gesê as dit oorlog is wat die Amerikaners wil hê, gaan hulle oorlog kry of dit nou 'n tariefoorlog of nou 'n handeloorlog is of dit nou enige ander tipe oorlog. So hulle is nou baie moeilik. Daar's ook 'n voormalige veiligheidsraadgewer wat met CNN gepraat het wat sê hy wil sê adjunk veiligheidsraadgewer. Hy sê China is besig met 'n oorlogsekonomie. Hy's besig om sy ekonomie so te hanteer dat dit reg is vir oorlog, dat hulle dit lyk of hulle voorberei vir oorlog. Ek weet nou nie of dit onnodige alarmmakery is wat 'n mens moet ontstel nie, maar nou ja, dis wat jy gaan kry met hierdie goeders wat gebeur. Jy weet China het ook nou gesê hulle gaan nou 15% tarief hef op landbouprodukte soos hoender, koring
en katoen en dan gaan daar ekstra 10% bygevoeg word by sojabone, vark, beesvleis, suiwelprodukte, vrugte en groente. So dit lyk nie goed in die stadium van die geveg nie. Nou staan mense wat sê nee, maar Trump sal een of ander tyd 'n kompromie bereik voor dit nou te erg raak. Ja, mens wil net hê die wêreld 'n bietjie asemhaal. Gert, dan Gene Hackman en sy vrou se dood, weet ons al wat dit veroorsaak het? Nee, wat 'n skokkende dood was, want dit is 'n fantastiese akteur en hy en sy vrou en hulle hond is doodgekry in Lys en die polisie toe gesê, jy weet, dit lyk nie dit noodsaak verdere ondersoek. Nou het 'n gasmaatskappy gaan kyk na al die plekke. Hulle sê dit is nie 'n gaslekkasie wat dit veroorsaak nie. So ons weet eintlik nog nie wat dit veroorsaak het nie. Hy was al 95 as ek nie mis. Sy vrou lyk my heelwat jonger, jy weet. So dit is maar 'n hartseer storie en dis nou maar een van daai misteries wat ons altyd gaan laat wonder wat het gebeur. Jy weet mos maar hoe die mense wil altyd weet wat gaan aan en hoekom het iets gebeur. So hierdie een gaan ook nog 'n rukkie met ons wees. Ek hoop tog hulle kan nou maar uitvind, jy weet, net vir sy naasbestaanes so dalk dat dit net kan ophou die bespiegelinge. Morgan Freeman het die mooiste ding by die Oscars gedoen oor Gene Hackman wat hy regtig mooi gepraat het en meeste Hollywood sterre het eintlik baie positief oor hom gepraat en sy talent en wat sy bydra tot die bedryf. Ja, want as mens vandag dink aan 'n paar flieks waarin hy gespeel het, jy weet wat jy nog Mississippi Burning byvoorbeeld. Wat sy cowboy fliek van Clint Eastwood, The Unforgiven dink ek wat hy gespeel het wat fantasties was. Gert, dan is 'n wollerige muis begin van iets groter. Hey, tog Jennifer, daar's nou maatskappy in Amerika wat sê hulle wil die mammoet. Ag nee, dis 'n oulike meisie kyk hom aan. Kyk sy mooi haartjies, geel, blonde hare soos jy. Hy's gedaaide hare en is gestreken. Dis kyk hoe mooi is die meisie. But anyway, dit is nou die begin om die mammoet. Mooi ding oor my hart loop. Hulle wil die mammoet herskep. Die harige olifant. Die harige olifant van ouds. En hulle wil die doudou terugbring, wat nou ook al lankal uitgesterf het. Nou die wollerige muisie is nou, wat Jennifer nie nou wil kyk nie, is die is glo die begin daarvan. Maar nou is daar baie mense wat wonder oor hierdie hele ding, die etiek van alles, jy weet. Lyk my nie, hulle het nou gesê, hulle gaan die Asiese olifant hare gee, en dan moet dit nou die mammoet vervang, maar ek weet nie, dan is dit mos nie regtig 'n mammoet nie. En baie mense sê ook die Asiese olifant is 'n beskermde spesies. En 'n spesies op sy eie. Ja, 'n spesies op sy eie. So jy kan ook nie sommer net daar gaan staan en genetiese veranderinge aanbring nie. Ek hou nie van hierdie goed. Ek hou nie van hierdie tipe goed nie. Mens moenie goed maak wat nie daar behoort te wees nie. Jy weet, van die wêreld het klaar genoeg olifante dink ek. Ek sien in Sri Lanka word daar nou planne gemaak om die landbouoeste te beskerm teen diere soos olifante onder meer en allerlei wilde voëls en so, want dit eet die kos op. Maar nou ja, daar is al klaar so baie olifante in die wêreld, sien nog klomp mammoete tele, weet jy waar gaan jy hulle sit? Moenie Peter met genetika nie. Ja, moenie Peter met genetika nie, Peer. Dit is nou die een ding wat ek ook sê, jy weet, ons sit nou klaar met kunsmatige intelligensie, ons is nou te laat om iets daaraan te doen, so kom ons los nou net die genetika eers. Die geklonery is al klaar links en regs, maar en dink dan net jy, as daai ou klein meisie jou nou so laat voel, wat gaan die mammoet aan jou? Nee, Gert, dankie. Wil nie. Miskien moet ons net 'n bietjie kyk as mens genetika gebruik, dalk so 'n paar cricketspelers hier by ons. Hoi Gert, Gert, dankie vir jou tyd vanoggend. Dis Gert van die Wesduise Blygrus, ons skakel net die kanaal voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.